Maar hierso, ek wil graag begin, Matteus 28 vers 1 tot 6. Hoor hierdie storie. Na die Sabbatdag, toe die sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe gegaan om te gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het." Okay. Julle gaan dink ek is gerook, want ons is op die nuwe jaar en ewe skielik is Erik op Paasnaweek. Okay? Jy gaan nou dink, "Waar, Erik, hoe is dit moontlik? Hoe gaan ons vermoere 'n Paasnaweek diens van waar Jesus opgestaan het uit die dood uit vermoere intrek na die eerste Sondag van 2026?" En toe ek het hierdie week gelees het die Here op my hart kom sit en al 2 woorde uitgespring vir my wat ek graag met jou wil deel vir 2026. Vers 2 kom, ek weet nie of julle vers 2 op het weer nie, maar ek kan hom weer opsit. Daar staan, 'n engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol, hoor mooi, en daarop gaan sit. Dis wat ek wil hê. Die woorde die uitgespring vir my, daai woorde van, hy daarop gaan sit. En ek het myself ingedink, vir 'n oomblik, hier kom hierdie engel, powerful, in a majestic way, amazing, kom hy, met autoriteit kon hy gaan staan het en met hierdie vrouens gepraat het. Hy kon enige iets gedoen het, maar hier kom hierdie engel, en hy gaan sit op die klip, wat nou net weggerol het, sodat Jesus kan opstaan. En hierdie engel het met my hierdie week kom praat, sonder om 'n woord te sê. En dit was sekerlik een van die mees amazingste preke, sonder 'n woord. En die tema vanmôre, wat ek weer wil doen is, waar sit jy in 2026? Waar sit jy in 2026? So, ek weet nie, baie van julle, ek weet nie hoe jy vandag jou sitplek in die kerk gekies nie. Okay? Baie van julle het net ingeplunder, ingekom en jou naaste stoel gevat, jou goed daar neergegooi en gaan koffie drink. Dis 'n great manier, alright? Van julle het ingekom en baie strategies gekies. Jy het kinders, so dit moet naby die uitgang wees. Alright, naby die badkamer wees. Jy raak 'n ou met 'n groot nood, dan weet jy, dis dom om voor te sit. Alright, want jy gaan al die mense heeltyd pla. Okay? Jy het baie strategies gekies. Jy het strategies gekies. Ek het nou eintlik die aircons teruggebring. Al die pad gister het ek en Leon al die harde werk gedoen om die aircons terug te bring, want ek gedink dit gaan so warm wees nou reën het. Maar in 'n geval, so strategies om te gaan sit ook naby die aircon. Of jy sien, okay, wow, hierdie rook kom so bietjie na die eerste 4 rye, so julle eerste 4 rye is vol rook, so jy gaan so 'n bietjie agter toe sit, sodat jy nie dit hoef te doen nie. By the way, die rook is heeltemal veilig om in te asem, so tussen my en jou. Alright? So, of jy dalk strategies besluit om eerder te kom voorsit, want jy wil hierdie pastoor moet op jou spoeg. By the way, julle is op die splash zone. Alright, ek try my best, maar ek try my best. So, strategies, hoe het jy besluit vanmôre om in die kerk te sit? Dink bietjie hoe jy gaan sit wanneer jy na 'n fliek kyk, of wanneer jy aan 'n rugbywedstryd toe, of wanneer jy na 'n skool se byeenkoms toe gaan, of wanneer jy na 'n fliek toe gaan. Hoor, dink 'n bietjie. Hoe besluit jy? Ek meen, as jy in 'n plek instap en die plek is leeg in die fliek en jy gaan stap en jy gaan sit direk langs die ou wat die enigste ou in die fliek is, en jy gaan sit langs hom. Dis weird. Mens doen dit nie. Jy's weird. Alright? So, hoe sit jy? Want waar jy sit in hierdie jaar maak saak. En ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, wanneer ek praat van sit, dan praat ek nie van sit op jou boutjies vanmôre nie. Wanneer ek vanmôre vra oor waar sit jy in 2026, dan praat ek vanmôre van jou siel. Waar sit jou siel in 2026? Ek dink dis vanmôre wat die engel vir my en jou wil leer. Dat waar jy sit met jou siel maak saak. Okay, Erik, so voor ons begin, wat beteken siel? Siel is jou emosies. Siel is jou wil. Siel is jou gedagtes. En ons 'n paar redes waarom mense sit, maar ek dink een van daardie redes wat 'n mens sit is, mense sit gewoonlik wanneer 'n mens moeg is.
Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak jou omstandighede nie, maak nie saak hoe die plek lyk nie. Mense gaan sit gewoonlik wanneer jy moeg is. So wat ek gaan doen is, ek het na al die stukke, nie almal nie, maar ek het na 'n klomp stukke in die Bybel gaan kyk, oor waar die Bybel 'n reference gee oor mense wat gaan sit het. En daar is 'n klomp. Jesus het gaan sit, God sit op die troon, Jona het gaan sit. So 'n klomp plekke wat mense gaan sit het. En nie elke keer wanneer die Bybel beskryf het, sit, was dit vir my eintlik enigstens iets betekenis nie, maar elke keer wanneer die Bybel gesê het waar die persoon gaan sit het, was life changing. Elke keer wanneer die Bybel gesê het, luister, hierdie ou het daar gaan sit, of hierdie ou het hier gaan sit, was simbolies gewees, en dit was vir my so amazing, dat ek dit nie anders kon, om dit verhoor met julle te deel nie. En een van hierdie stories waar die mense gaan sit het, was in 1 Konings 19. Hoor mooi. 1 Koning 19 vers 3 tot 4. Elia het bang geword, en terwille van sy lewe gevlug. En toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is ek moeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Ek wil vinnig uitwys dat die plek waar Elia gaan sit het, weer eens, hy het gaan sit op sy boude, en ek verstaan dat dit die plek is waar gaan sit, maar wat ek wil hê jy moet weet is dat Elia het daar met sy hele siel gaan sit. Hy het daar met al sy emotions gaan sit, hy het met sy wil gaan sit, hy het met sy gedagtes gaan sit, sy hele siel het onder hierdie besembos gaan sit, en hy het net gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie, ek is moeg. Help my, Here. So erg dat hy selfs selfmoordgedagtes gehad het. Sy hele menswees het onder daardie boom gaan sit. Nou die Bybel is baie keer, meeste van die keer baie cooler as wat ek en jy dink, alright? En baie keer dieper as wat ek en jy dink. So ek stel voor as jy wou 2026, jy kan begin om die Bybel te lees, dit sal 'n ongelooflike stap in jou lewe wees. Maar ek het gaan kyk wat hierdie besembos. Hy het onder hom gesê, wat beteken die besembos? Nou interessant nogals die besembos, hulle noem dit in Engels 'n broom bush, 'n broom bush. Broom bush bas. Broom. Jesus, nou die mekaar julle. Prys die Here, ons het nie Engelse gemeente nie, want dan is niemand oor gewees nie. Maar besembos. In 'n geval, dis 'n baie inheemse bos in daardie area gewees. Alright, dis 'n baie inheemse bos. En daar's 3 dinge van hierdie bos wat vir my uitgestaan het toe ek dit gaan so 'n bietjie search het. Is nommer 1 is dat hierdie bos groei net in die woestyn. Op droë plekke. So al waar hierdie bos dit maak is hy groei net in droë plekke. En die eerste ding wat vir my net toevallig was is dat as jy dalk vermoor hier sit en jy's in 'n droë plek in jou lewe, kyk waar jy sit. Kyk vermoor waar jou siel sit. Vind regtig uit of dit die plek is waar jy wil sit en of jy wil skuif na ietsie baie meer vrugsaam. Die tweede ding van hierdie bos is dat hierdie bos vervaardig baie bitter wortels. En is nogals eetbaar. Hierdie wortels is eetbaar en mense het dit geëet in baie moeilike omstandighede. As daar 'n armoede was of as daar 'n tekort aan kos was, dan die mense hierdie besembos gevat en hulle die wortels gebruik om aan te eet. En as jy my nie glo nie, ek wil jou 'n Bybelvers wys om te wys dat ek jok nie. Job 30 vers 3 tot 4 sê, hulle is uitgeëet deur gebrek aan honger, hulle is uitgeteer deur gebrek en honger. Hulle kou snags aan droë stukke stokke in die woestyn, hulle pluk aan brakbossies en struike en die wortels van die besembos is vir hulle kos. So met ander woorde, hierdie bos gee vir hulle kos. En weer eens gou vanmôre voor ek aangaan. Kerk, as jy nie vanmôre versigtig is nie, gaan jy jouself baie maklik in plekke laat sit waar jy gaan begin eet van die wortels van bitterheid. Veral as jy onder die boom sit van onvergewingsgesindheid. Hoor mooi. As jy onder die boom gaan sit van onvergewingsgesindheid, kan ek vir jou sê wat vir jou kos gaan wees? Jou kos gaan wees die wortels van bitterheid. Let it go. Let it go. Derde ding van hierdie bos is dat die takkies
kan jy geknip het en dan kon jy dit gebruik het om aan mekaar te weef en jy kon dit gebruik het om stokke aan mekaar te maak of jy kon dit gebruik het om goeders te doen om dit stywer te maak aan mekaar. Dit was hoe sterk hierdie takkies was van hierdie bos. En dit is interessant vir my dat Elia het weggehol na 'n droë plek toe en gaan sit onder die boom waar bitterwortels is en takkies wat hom vasgebind het aan die verlede. So kerk 2026 wil ek vanmôre vir jou sê, jy gaan moet oppas oor waar jy sit. Ek wil hê jy moet in die jaar ingaan en jy gaan moet kyk na waar jy sit. Maak seker jou siel sit in plekke waar dit hoort en nie waar dit nie hoort nie. So ek wil vinnig iets vergelyk. En dis waar hierdie amazing ding inkom. Hy sê Elia het onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hoor mooi, hy het onder die besembos gaan sit. Ons heel eerste vers wat ek gelees het oor die engel, sê die engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en op die klip gesit. Elia het onder die bos gaan sit. Die engel het bo-op. Daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil. Een sit onder en die ander een sit bo-op. En die Griekse woord vir bo-op in Engels beteken above, beyond and more than. Die engel kon enige iets gedoen het. Dink vir 'n oomblik aan. Hierdie engel kon in alle kragtige en powerful manier kon hy aangeloop gekom het en met hierdie vrouens gepraat het en gesê, luister, Jesus is nie meer in hier nie. Hy kon gevlieg het. Hy kon gehover het oor daardie graf in 'n groot wolk en gesê, luister julle, Jesus is nie meer nie. Hy kon gestaan het en het gesê het, luister julle, Jesus is nie meer nie. Maar hierdie engel besluit toe om te sit op die klip wat weggerol was, sodat Jesus kan lewe. Sien, dit die een ding wat die duiwel gedink het, Jesus gaan stop, het die engel op gaan sit. What a statement. Die een ding wat die wêreld gedink het, Jesus gaan keer, het die engel gekom en hy kon enigiets gedoen het, en wat gaan doen hy dit? Hy gaan sit op dit. En dis my vraag vanmôre aan jou, in die begin van die jaar. Wat is die duiwel besig om voor jou te rol, om te keer dat Jesus in jou lewe uitkom? Watse omstandighede is besig om jou, wat omstandighede is jy besig om te face vanmôre wat jou keer, dat Jesus kan uitkom? Watter probleme lê voor jou, wat vir jou voel dat jy's 'n klip voor jou? Watter finansiële struggle lê voor jou in 2026, wat net vir jou voel dat jy kan nie by Jesus uitkom nie? Watter verhoudings is daar wat op hierdie stadium moeilik is, wat vir jou keer, wat Jesus net kan uitkom? Want ek en jy het 'n keuse vanmôre in 2026. Jy kan besluit om op jou probleme te sit, of jy kan vanmôre besluit om onder jou probleme te sit. Keuse lê by jou. Jy kan hierdie jaar ingaan en jy het die keuse, niemand anders nie. Jy kan eider op jou probleem sit en sê, jy gaan my nie onderkry nie, want ek ken Jesus. Of jy kan vanmôre onder dit sit, met jou hele siel, en soos Elia maak en sê, Here, ek wil nie meer nie. Maar net jy kan besluit. Sonder uit my notes, dink ek nou daaraan, daar's daai dingetjie, daai quote wat mense altyd sê, don't speak to your mountain, don't speak to your problems, don't speak to God about your problems, speak to your problems about your God. Dis 'n besluit wat jy moet maak. Sit ek onder, of sit ek bo-op? Want wat bedoel was vir defeat in die duiwel se oë, became a seat in Jesus se oë. En dis jou keuse. Gaan jy onder hierdie jaar sit, of gaan jy bo op jou probleme sit? Gaan jy onder jou finansiële ding sit, of gaan jy besluit om uiteindelik bo op te sit en sê, okay Here, ek gaan bo op te sit en ek gaan U begin vertrou, en ek gaan my skuld begin afbetaal, en ek gaan spaar waar ek moet spaar, en ek gaan doen wat ek moet doen, ek gaan op my finansies sit? Of gaan jy vanmôre onder jou verhouding sit en laat jou verhoudings nie die hele tyd verkeerd loop, of gaan jy besluit om te sê, okay, ek moet seker vir berading gaan. Ek moet seker myself uitsorteer voor ek in die volgende huwelik, of voor ek in die volgende verhouding, of voor ek in die volgende ding ingaan, want ek gaan nie meer langer toelaat om onder die bos te sit nie, maar ek wil bo op die klip sit. Side nota. Los die preek net daar, so nou na hom toe terugkom. Side nota. Hier's 'n side nota. Waar jy gaan sit in 2026, gaan nie net 'n impak hê op jou nie, maar dit gaan 'n impak hê op almal rondom jou. Hoor wat sê 2 Konings 10 vers 30.
Die Here het vir jou gesê, omdat jy gedoen het wat goed en reg is in my oë, en jy die huis van Agab alles aangedoen het wat ek my voorgenem het, sal jou kinders tot in die 4de geslag op die troon van Israel sit. Kerk, as gevolg van die besluit wat jy vandag neem, of jy boop gaan sit en of jy onder gaan sit, gaan nie net jou 'n blessing wees nie, maar gaan van generasies tot generasies tot generasies 'n blessing wees. Jy kan in 2026 ingaan en besluit, verslawing is ek klaar mee. Ek is moeg om onder verslawing te sit, van hierdie jaar af gaan ek bo op verslawing sit, en dit gaan nie impak hê op jou nie, jou agterkleinkinders gaan agterkom en sê, prys die Here, ons is nie verslaaf nie, as gevolg van my oupa en my oupa grootjie, wat besluit het om bo op te sit en nie onder te sit nie, jou keuse. Ek en jy kan ingaan in 2026, het ek hier neergeskryf, en besluit om vrygewig te begin raak teenoor die koninkryk van God, en te sê, ek gaan God begin vertrou met my finansies, en ek gaan begin uit skuld uitkom, en ek gaan 'n budget begin opstel, daar vloek ek, en ek gaan 'n budget begin opstel, en ek gaan begin vrygewig raak, en dit gaan nie net 'n impak op jou lewe maak nie, hoor mooi kerk, dit gaan tot in die 4de geslag 'n impak hê op jou lewe, op jou kinders en kleinkinders en agterklein, omdat jy vandag besluit om bo op te sit, en nie onder nie. Jy kan vandag besluit om skuldvry te lewe. R100 op 'n skuld, weer is terrible, maar prys Here, na 44 maande sal die skuld vry wees. Besluit jy vandag, want dit gaan 'n generasie change. Wat is jou besluit? Wat is jou besluit? Sit jy bo of sit jy onderop? Okay, Here, is amazing. Maar hoe doen ek dit? Ek het gaan kyk na, seker een van die perfekste voorbeelde is Jesus. Dis 'n amazing man daai. En as jy nog nooit ontmoet het nie, dis 'n great manier om 2026 te begin. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Dis 'n voorbeeld. Terwyl ons 'n groot geloofskare getuies rondom ons het, hoor mooi, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so vermaklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Want terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En nou, hoor mooi, sit hy aan die regterhand van die troon van God. Kerk, let hierop. Jesus het nie uitgesien na die kruis nie. Ek dink nie Jesus het gegaan en gesê, hey, kan nie wag vir die kruis nie. Kan nie wag om geslaan te word nie. Kan nie wag om gespoeg te word nie. Ek kan nie wag om gemartel te word nie. Maar Jesus het dit gaan doen terwille van die vreugde wat aan die ander kant van die kruis is. Want hy het geweet dat aan die ander kant van die kruis is daar vreugde. Aan die ander kant van die kruis is daar iets wat vir hom wag, en hy het geweet dat hy dit moet doen terwille van. Selfs Jesus het 'n keuse gehad. Gaan ek bo op sit of gaan ek onder sit? En ek dink Jesus het met hierdie keuse gebattle. En baie mense sê ja, maar dit alles is gewen op Golgotha. Maar ek wil amper verskil en sê ek stem saam met dit is gewen op Golgotha, maar man, ek dink Jesus het lankal gewen in die tuin van Getsemane, waar hy besluit gemaak het om nie onder te sit nie, maar bo op te sit. Waar hy die keuse gemaak het om sê, Here, ek gaan nie laat die kruis my beat nie. Ek gaan na die dood my wen nie. En ek gaan nie laat iets onder my sit nie, Here, maar ek gaan bo op sit in die regterhand van God. Kerk, ek en jy moet dit oefen. Ek en jy moet 2026 ingaan en ons moet dit oefen. Op pad huis toe van die werk af, en jy's moeg en jy's gefrustreerd en jy's kwaad vir die baas, en jy by daai deur staan en jy kan daai deur oopmaak en jy hoor die kinders aan die ander kant en jou vrou, het jy die keuse. Sit ek onder? Gaan ek instap en die kinders verskree en my vrou 'n klap gee omdat die baas my kwaad gemaak het? Of gaan ek bo op sit en sê ek gaan nie laat emosies my beheer nie. Ek sit bo op. Ek gaan nie laat frustrasie van 'n ander kollega keer dat my kinders se verhouding met my en ons mekaar uitgaan nie. Ek gaan besluit om bo op te sit. Dis jou keuse. Net jy kan besluit vanmôre waar jy sit. Niemand anders te nie. Nou, ek weet nie wie van julle hou daarvan om vir ander mense stoele te hou nie. Ek haat dit. Ek kan dit nie hanteer om vir ander mense plek te hou nie. Veral nie vir 'n vriend of iemand wat ek weet gaan laat wees nie. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek kan dit nie hanteer om 'n plek te hou, die plek is vol en nou hou jy plek en dan kom jy 5 minute laat en dan sê sorry. Trap op alles, trap op almal se tone, trap op die vrouens se handsakke voor, trap op alles, net om te kom en dan sê jy, ekskuus,
ek hou vir iemand anders te plek. Dan moet hy al die pad weet, ek kan dit nie hanteer nie. Luister, ek kan dit nie hanteer nie. Ek lees 'n artikel van 1945 van 'n sielkundige wat 'n term afgekom het met the seat of emotions. En hy het gesê dat ons het 3 breins binne in ons. Ek weet, dit is goeie nuus vir jou as vrou, want jy dink jou man het nie 1 nie, hy 3. Okay? Jy dink dalk, 3, die ou het nie eens 1 nie, maar in geval, jy 3, okay? En die eerste ene is die survival brein. Dis ons survival brein. Dis ons brein wat ons help om te survive. So as jy vanmôre kan asemhaal, mooi, jy het 1 brein. Alright. Survival brein. Prys die Here. Alright. Die tweede brein wat hier nou van praat is, hy praat van ons het 'n logiese brein. Dis ons studiebrein. Dis die brein waar ons leer, dis die brein waar ons goeders inneem, dis die brein waar ons kreatief is, dis ons logiese brein. En snaaks genoeg daardie brein skop eintlik eens werklik in ons 20 jaar, in 20 ouderdom, alright, van daar af. So as jy vanmôre sit en jou kind het hierdie rapport gekry wat jy wou gehad het nie, ontspan, hy gaan 20 word en dan gaan sy brein uitbom. Okay? Ontspan. Okay? Chill, hy moet skool geniet, alright? En dan die derde brein is ons emosionele brein. En dit is die besluit waar jou emosies 'n sitplek gaan inneem of nie. En hy's die hele tyd in battle. Elke liewe dag is hy in battle, hierdie brein. Gaan ek hom slaan, gaan ek hom nie slaan nie. Gaan ek daai ou vloek nou wat voor my gedraai het, of gaan ek hom nie vloek nie? Gaan ek my baas 'n klap gee, of gaan ek met hom mooi praat? Gaan ek my kollega 'n middelvinger gee, of gaan ek hom nie 'n middelvinger gee? So, hy's konstant besig in 'n plek. En ek dit lees, toe kom Filippense 4:6-7 by my neer. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En hoor mooi, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Kerk, ek en jy moet in 2026 besluit waar jou emosies gaan sit. Wanneer vrees so inkom by die plek, sorry, en hy trap alles stikkend, sit ek en jy besluit as by jou kom te sê, vrees, siet die teken vir die vreugde van Jesus. Want die Bybel sê, moet oor niks besorg wees nie. Get away. Siet die teken. As selfbejammering inkom, en hy kom so 'n bietjie laat ingekruip, en hy kom so ingekruip, en hy trap almal, dan sit hy in jou werk, kerk, om in 2026 sê, skus selfbejammering. Dis siet die teken vir die vrede van Jesus, wat alle verstand te bowe gaan. Haas nie plek vir jou nie. Get out of the way. Wanneer angstigheid so inkruip, en hy wil jou plek omvorm, jy sê, angstigheid, sorry. Siet die teken, want die Bybel sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle danksegging, begeerte, deur gebed en danksegging. Dis jou besluit, kerk. Ek en jy moet hierdie jaar 2026 weer ons emosies terugvat. Maar man, weet julle wat hou ek van? Wanneer iemand vir my plek hou. Ek haat dit om vir ander mense plek te hou. Maar wanneer iemand vir my plek hou. Ek kan nie help om hierdie ingeskryf het nie. Ek is op 'n stadium in my lewe genooi na 'n gemeente toe, na 'n kerk toe. Yes, massive kerk, man. 2000 mense. Wat sit op 'n Sondag. En ek en my Alicia gaan, en ons sit so in die 10de ry van agteraf. Nee, van vooraf. En ek en sy sit, ons is nou gereed, hierdie ou het ons genooi, ons sit nou hier. En nie lank nie, kom al so fris asher. Ons ashers, ons het 'n paar fris manne hier, maar hulle is fris bulle, nee. Hy so fris ou wat daar aankom. Hy tik my so op my skouer, hy sê, Pastoor Erik, jy sit op die verkeerde plek. Yes? Hy sê, pastoor sê, jy moet gaan voorsit. Ek sê, okay. En ek vat in my goeder, ek uit na Lise, vat ons goeders, en soos ons vorentoe loop, begin ek met myself dink, maar hoekom? Hoekom moet ek voor gaan sit? Dit maak nie sin nie. Ek is in die verkeerde plek. Ek het niks gedoen om te verdien, om enigstens in die voorste ry te sit nie, want ek weet nie wie weet, maar die groot kerke is die voorste ry, nog ons blykbaar heilige kerk, hier by ons, is dit nie so erg nie. Right? Dit pas nie my nie, hoe is dit moontlik dat ek in die eerste ry? En soos ek instap, kom die Heilige Gees, hy sê vir my, weet jy hoe gaan jy nou voorsit? Want jy ken die pastoor. Jy het saam met hom geswat. Sy ma het vir jou kos gegee. Louis Holstelsen. Sy ma het vir jou kos gegee. Sy pa het julle rondgery universiteit toe en terug. Dis hoekom, julle is goeie vriende met mekaar. Dis hoekom jy voorsit. Ek sê dit vanmôre hierso, want ek het nie betaal vir die voorste ry nie. Ek het nie verdien om in die voorste ry te sit nie.
Ek het nie 'n invloed gehad om enigstens in die voorste ry te kom nie, maar omdat ek 'n vriend was met die pastoor, is die voorste ry vir my gehou. En hier is jou woord vanmôre, as jy alles vergeet, hier is jou woord vanmôre. Kerk, daar's 'n seat vir jou gesuif in die voorste ry saam Jesus. Hoor mooi, nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy goed is nie as gevolg van die feit dat jy daarvoor betaal het nie. 10-1 behoort jy seker nie daar nie, want jy het al baie foute gemaak en jy voel skaam en dit voel vir jou of jy weer foute gemaak en jy dieselfde foute as verlede jaar weer gaan maak. Dit maak nie saak nie. Vir een of ander rede het Jesus Christus jou genooi en hy smeek jou na die voorste ry toe, want hy het vir jou plek gehou. Want hy ken jou. En hy is jou vriend. En hy het aan die kruis gaan betaal vir jou en my, sodat jy voorste ry kan sit. Efesiërs 2 vers 6. In Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Kerk, check jou ticket vanmôre. Jesus het klaar betaal vir jou vir die voorste ry. Hy nooi jou voorste ry toe. En nog steeds van julle wat agter in die ry kerk sit. Hoor mooi, ek praat nie van jou boude nie, want van julle sit agter met kinders. Hoor mooi, ek praat van jou siel vanmôre. Ons van julle wat steeds in die agterste rye sit van die kerk, omdat julle nie wil vorentoe kom nie. Want jy voel skaam, jy voel jy maak te veel foute, jy voel jy is nie goed genoeg nie. Hier is jou cue vanmôre. Hier is jou cue vanmôre. Kerk, Jesus het vir jou aan die kruis gesterf om te begin vorentoe te kom. Hier is jou cue vanmôre. Maak 2026 jou jaar waar jy gaan begin opstaan as 'n leier in hierdie kerk en te sê, I want to do something. Hier is jou cue. Hier is jou cue in hierdie kerk om vorentoe te kom en te sê, luister, dalk moet ek in daai selgroep begin betrokke raak waar ek nog altyd wou. Dis jou cue vanmôre. Jou cue vanmôre is kom kerk toe, dalk moet jy daai selgroep begin lei. Dalk moet jy kom en sê eerlik, luister, ek wil 'n selgroep hierdie jaar begin met mans of vrouens of kinders of wat ook al en ek wil 'n selgroep begin lei. Dis jou cue, kerk. Dis jou cue vanmôre om God te begin te vertrou met jou finansies en nie net te sê ek vertrou God, maar as Here vir jou vra om iets te doen, dan wil jy dit doen nie. Om te sê Here, ek gaan U begin vertrou met my finansies. Ek gaan uit skuld uit begin kom en ek gaan begin vrygewig wees hoe toe. Dis jou cue, kerk, vanmôre om te begin kerk toe kom en dalk 'n bietjie van jou tyd af te gee op een keer in 'n maand of een keer in 'n kwartaal op 'n Sondag om te sê, I want to serve. Ek wil iets doen. Kerk, hier is jou cue vanmôre om te begin vry word van jou verlede. Jy's te lank daar agter. Jy sit daar agter en jy weet nie eintlik nie. Hy, jou seat is saved in front. Daar's vir jou plek voor. Kom terug Jesus toe. Maak 2026 jou jaar. Die seat is net gehou vir jou. Kom ons bid saam. Here, ek kom bid vanmôre, Here. Vir elke liewe ene. Here, ek kom bid vir mense vanmôre wat hier sit, wat 'n jaar ingegaan het, Here, wat gevoel het daar's 'n klip voor hulle ingerol. Here, ek kom bid vanmôre. Daar's mense wat sukkel met verhoudings. Here, daar's mense wat sukkel in finansies. En wat hierdie jaar nie so begin het, wat hulle so, die jaar begin soos nie wat hulle wou begin het nie, Here. Maar dankie, Here, dat daardie engel vandag vir ons sonder woorde kom wys het, dat waar jy sit maak saak. Here, en ek kom bid dat elke een vanmôre, Here, in hierdie jaar sal ingaan en besluit om bo op te sit en nie onder nie. Here, dat hulle vanmôre sal ingaan in hierdie jaar en sal sê, ek gaan van vandag af ek gaan bo op my omstandighede sit. Ek gaan bo op my probleme gaan sit. Ek gaan bo op my emosies sit. Ek gaan nie langer laat vrees my terughou nie. Ek gaan nie langer dat selfbejammering my terughou nie, maar ek gaan U begin vertrou. Ag Here, dan kom bid ek vir daardie mense, Here, wat aan die agterste rye sit met hulle siele. Here, wat voel hulle is nie goed genoeg nie. Wat voel daar's nie plek vir hulle nie. Wat voel hulle kan nie meer die leier wees nie. Wat Here, dat U hulle vanmôre weer sal vorentoe roep en sal sê dis tyd vir jou om iets te doen. Dis tyd vir jou om iets te doen. Ek kom loof en ek kom prys U daarvoor, Here.